Ester 3, 2 verse uit Ester 3, vers 8 en 9. Wat vir ons iets sê van die rede waarom dit deel van die kanon is en waarom dit nie maar net nog 'n verhaal is nie, maar as deel van die verhaal van die verbondsvolk. Ester 3 vers 8 en 9. Dit is nou Haman wat teenoor koning Ahasveros hom in 'n sin mislei om sy plan te volvoer, en dan sê hy in vers 8 en 9, daar is een volk wat verstrooid en afgesonderd is tussen die volke in al die provinsies van u koninkryk, en hulle wette is anders as die van enige volk. Ook hou hulle die wette van die koning nie, sodat dit die koning nie pas om hulle te laat begaan nie. As die koning dit goed vind, laat daar dan geskrywe word om hulle te verdelg. En ek sal 10.000 talente silwer afweeg in die hande van die beamptes, om dit by die skatte van die koning te voeg. Waarheid gemeng met misleiding, maar baie duidelik, een volk wat verstrooid en afgesonderd is tussen die volke in al die provinsies van u koninkryk. En as deel van die kerk van Christus kan ons nie anders nie as om tot vandag toe die egos te hoor, wat so maklik weer vlam kan vat oor die kerk van Jesus Christus. En in die stryd van die eeue, om hierdie mense van die aarde te verdelg, want dit is die planne van die bose. Vriende, waarom Ester? Ek dink Dominee Skalk en Prof Gerrit sal later beter uitvoerige antwoorde gee, maar as ek dit dan nou 'n bietjie meer bemarkingswaardig gerig kan formuleer, het dit by my opgekom, baie van u het seker gehoor, verneem 'n jaar of wat gelede, toe daar in Stellenbosch, as ek dit reg het, die konferensie was oor Jona en die queer lens wat nou gesit word op die boek Jona. En wat by my opgekom het is, vandag is 'n geleentheid, want ons leef in ons tyd met 'n bepaalde verleentheid, maar ook dan natuurlik die geleentheid om die antwoord te gee. Onlangs het iemand dit so verwoord, ons is baie keer vandag geneig in sekere kringe om te praat van, ons wil die alternatief stel, en toe sê die persoon, nee, ons wil nie die alternatief gee nie, ons wil die antwoord gee. Nou, daar moet 'n mens dan ook versigtig wees, dat jy nie in jou onbesonnenheid met 'n tipe sektariese gees die antwoord wil gee nie, maar 'n antwoord is baie nodig. Ek wil maar die opening maar net vir u wys op die verleentheid van Bybelinterpretasie vandag, en dan kortliks net iets sê oor die geleentheid. Die verleentheid in ons dag gaan daaroor, ons leef in 'n tyd van pluralisme. Pluralisme, wat maar eintlik 'n kodewoord is vir polytheïsme, in 'n tipe veelgodendom. Ons leef in 'n tyd waarin daar 'n tipe subjektivisme is. Elkeen doen wat goed is in sy of haar eie oë. En nou is ons met die internet en al hierdie dinge soveel te meer as ooit bewus van allerhande interpretasies, toegepas vanmôre spesifiek op die boek Ester. Ons hoor van natuurlik Christelike interpretasies, of wat daarop aanspraak maak. Ons moet ook kennis maak as ons met Ester werk van Joodse interpretasies. Ons hoor vandag dikwels van narratiewe en literêre interpretasies. Ons verneem, en dit is belangrik om te hoor van antieke, nabye Oosterse interpretasies. Jy sal dikwels die afkorting kry ANE, Ancient Near East. Belangrik om die konteks daarvan in ag te neem. Maak net seker dat jy 2 boeke het oor ou nabye Oosterse interpretasies, want
as jy hulle vergelyk, dan kom jy ook agter, dis nie asof dit so vas is altyd nie. Ons hoor in ons dag spesifiek van feministiese interpretasies, en toegepas op Ester, spesifiek onder meer Ester, wat daarom nou hier aan die einde van die Ou Testament vir ons help om te sien, daar kom daarom nou groter kritiek op patriargie, en as jy dit snap, sê baie vandag vir ons, en jy werk met die ontvouing van die Ou Verbond, dan sien jy dat die kritiek op die patriargale kontekste toeneem, en dit gaan verder in die Nuwe Testament, en as jy dit snap, dan moet jy dit verder laat ontvou in ons dag. Die probleem is, feminisme is 'n onderafdeling van egalitarisme, en wat dikwels gebeur in ons dag, dat daar eintlik maar, die tydsgees is gevul met egalitarisme, gelykstelling, waarvan feminisme 'n spesifieke onderafdeling is, veral die radikale weergawe daarvan. En dikwels sal jy dan ook hoor, die fyn onderskeide, iewerster word aangetoon, ons kry dit dikwels, hier is 'n misbruik van patriargie, en dan word daarop gefokus, en dan word gesuggereer, die antwoord op valse patriargie is feminisme, of gelykstelling, nee, nie feminisme, gelykstelling. Dis die antwoord op valse patriargie. Terwyl in die kringe waarin ons beweeg, sal ons eerder wil vra, nee, maar jy moet eers vir my aantoon, dat die antwoord op valse patriargie nie, is dit nie dalk net so eenvoudig soos egte patriargie nie. Want sien, as jy iewers op hierdie stroom begin beland, gaan jy noodwendig stroom af uitkom by die feit dat dit ook patriargaal beskou word, dat jy praat van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So nou het ons ook die feministiese interpretasies. En wie toegee aan hierdie tipe, en ons moet dit 'n naam gee, perspektivisme, moet uiteindelik later dan daarby uitkom om te sê, maar elkeen het 'n perspektief. Ek lees onlangs 'n geleerde artikel oor die drie-eenheid, en 'n Suid-Afrikaanse teoloog betreur dit, dat daar minder stemme uit allerhande geleedere is, en daarom kan ons nie 'n volronde siening van die drie-eenheid hê nie. Want ons het nog nie hierdie groepering, en daardie groepering, en daardie groepering nie, en jy weet die tipiese kritiek van wit mans, wat eintlik nou maar die teologie rig. Die probleem daarmee is, die onderbou is 'n tipe perspektivisme. Ons moet soveel as moontlik, daarom nie net feminisme nie, nou is ons by LGBTQ, en watter plus nou bykom, om ook daar die perspektief by te kring, sodat ons 'n volronde siening kan hê van die boek Ester. Hoe meer sienings, hoe meer vreugde, so iets. Maar as jy so met die alfabet aangaan, dan moet jy noodwendig later vra, maar het ons nie daarom nou by S ook kom nie? Want wat nou van die sataniese perspektief? Want dis wat perspektivisme doen. En dit hang saam ook met die hoordershermeneutiek van ons dag, waar al die klem is op wat die hoorder beleef. Nou daar is 'n waarheidsoomblik daarin. Maar soos iemand soos Kevin Van Hooser aangedui het, vanaf die sender, die boodskap en die ontvanger, hoe dit geskuif het in die hermeneutiek, is dit so dat ons in 'n afgeronde siening by al drie die dimensies moet stilstaan, maar jy kan nie net dit verabsoluteer soos in ons dag gebeur, dat jy maar net vra, wat sê die hoorder nou? Wat is hierdie perspektief daarop nie? Dit is die verleentheid waarin ons dan leef, en ons moet dit by die naam noem, wat is die grondliggende probleme? Dis pluralisme, dis 'n tipe polytheïsme, dis 'n subjektivisme, en is 'n tipe egalitarisme. En as jy daardie dinge saamgooi, dan speel dit uit, en dan kry jy dit, dan iemand vra nou, watter perspektief kan ons nou bring, dat sommige mense die klein tongetjie moet insluk, en ons kry nuwe genoegdoening daaroor, dat ons is darm op die voorpunt van die hermeneutiek.
En wat dan subtiel ook gesê word is, met 'n geheime glimlag, daar het 'n breek gekom in die geskiedenis. En ons kan nie meer so naïef wees soos die vadere was nie. Nou het jy 'n tipe korrelasie teologie. Jy hoor wat hulle sê, maar ons het daarom vandag hierdie insigte. Nou sit jy dit op die weegskaal. En nou weeg jy 10 raaie, wie besluit nou hoe hulle die unieke pakkie van kreatiwiteit gaan saamstel om nou Ester te bedien aan die mense. Dis die verleentheid, maar daar is ook die geleentheid om dan weer te antwoord met 'n ryk verbondsperspektief. 'n Ryk verbondsperspektief wat al hierdie antwoorde kan aandurf met die lees, saam met die lees van Ester van die kerk van die eeue. En ek wil kortliks maar net vir u 'n paar voorveronderstellings gee waarmee ons broeders hier ook mee gewerk het wat die boek geskryf het. Ons kan hier en daar oor 'n bepaalde nuance verskil, maar ek dink almal van ons sal saamstem dat ons almal gewerk het met 'n ryk verbondsperspektief. Dis rykdom. En daaroor gaan ons nie skaam wees nie, want dit help vir ons dat dit reg ontsluit word. C.S. Lewis het by geleentheid gesê, daar is 'n dosyn sienings oor alles, totdat jy die antwoord ken. Dan is daar nooit meer as een nie. Nou, hy sê dit in 'n spesifieke konteks, maar ek dink 'n goeie beeld sou wees om dit te verstaan. Ons weet hoe speurverhale werk. Speurverhale, wat jy dikwels soos die verhaal ontvou, dan dink jy, hier is die skuldige wat die moord gepleeg het. Want hierdie goed lê in lyn. En dan gaan die ding aan, en dan lyk dit nie, maar dis hierdie een wat die skuldige is, want hierdie goed lê in lyn. En 'n goeie speurverhaal kom uiteindelik by die dramatiese samehang van die ontknoping, wat net sin maak van alles. En daarna kyk jy nie meer was die een of daarin die skuldige nie, want die ding het ontknoop. En in daardie sin, broeders en susters, is dit wonderlik om deel van die kerk se antwoord van die eeue te wees, waarop ons voortbou. So, ons wil nie met 'n sektariese gees sê, ons het nou die antwoord nie. Ons beskou dit soos 'n diamant, 'n verbondsdiamant van interpretasie. En dit sou dom wees om sekere insette nie na te kyk nie. Soos die navorsing oor die ou nabye ooste en die kulturele opvattings van die tyd. En selfs Joodse interpretasies. Maar dit gaan nie sentraal staan nie. En jy gaan dit gebruik as 'n tweede orde aktiwiteit om bevestigend in te werk en om bepaalde nuances te verfyn. Wat is die voorveronderstellings waarmee ons werk? Eerstens, God het beskik dat die boek Ester 'n regmatige plek in die Bybelse kanon het. God het dit so beskik. En daar's natuurlik ook die selfgetuienis van die skrif, soos iemand dit onlangs gestel het. Newton het nie gravitasie ontdek nie. Hy het dit herken. Hy het dit benoem. Voor en na hom is dit in elk geval vaardig. Iemand het nie skepend besluit, Ester is nou deel, en ons maak dit nou deel hiervan nie. Dit is herken in die samehang, as deel van die groter konteks van die Godsopenbaring, is dit deel van die woord van God. Maar God het Ester vir ons gegee as deel van die Bybel. Tweedens, die eenheid van God se genadeverbond in sy verskillende administratiewe bedelings in die Ou en Nuwe Testament bied die sleutel om die eenheid van die skrif te waardeer en in Christus dit te gebruik om ook na Ester te kyk. Die genadeverbond is nogal een van die vrae vir die studente dikwels. Ons weet van nuwe verbond, Jeremia praat daarvan, wanneer het die genadeverbond begin? En dan is ons verstaan daarvan by Genesis 3 vers 15. Res van die skrif. As 'n eenheid, weliswaar verskillende administratiewe bedelinge, maar dit gee vir ons 'n raamwerk om na Ester te kyk. Derdens, die voor die hand liggende groot saak vir ons, Jesus Christus is die sleutel tot die geskiedenis, sowel as die heilsgeskiedenis, en daarmee ook van die boek Ester.
Hy is ook die sleutel tot die verband tussen die verskillende administratiewe bedelings. Vierdens, vanweë die samehang van die skrif in Christus, langs die weg van die verbond en omdat die skrif deur God ingegee is dit ook moontlik om tipologiese patrone in die boek Ester agtertoe en vorentoe waar te neem. Want dit is deel van 'n groter geheel. En tipologiese patrone is iets wat vandag weer met groter waardering aan die orde gestel word wanneer ons na die kerkvaders kyk. En tipologiese patrone gaan ook daaroor dat ons sien hoe die skrif dikwels voortbou op 'n bepaalde saak. Dit gee vir ons 'n intuïsie. En as ons deurweek is van die skrif, het tipologiese patrone die effek dat jy in 'n sekere scenario kom en jy sê, of dit voel vir jou, ek het hierdie fliek al gesien. Want omdat jy, as jy deurweek is van die patrone van die skrif, kan jy groter sin daarvan maak. Dit maak ook dat ons profeties kan getuig op besondere maniere. Vyftens, die samehang van die skrif dring tot ondersoek na die verband. En dit is maar iets hier aan die einde wat ek net wil byvoeg. Dit is verdere navorsing vir die toekoms, maar dat ons nuwe ondersoeke ook sal doen na die verband, spesifiek tussen Esra, Nehemia en Ester. Esra, Nehemia, Ester as deel van Israel se herstel uit die ballingskap. Die herbou van die tempel, die heroprigting van die aanbidding, die herbou van Jerusalem. Bepaalde verbande met die koning en sy bruid, wat ons ook vroeër tipologies in die skrif kry. En insigte hieroor sou baie kon help om die unieke administrasie aan die einde van die ou verbond beter in samehang te begryp. En ons sal nie vandag daarby voluit kan uitkom nie, maar eintlik net te sê vir die jong man, dat daar's baie om nog na te vors in die boek Ester. Daarom tipologiese eksegese in tandem met grammaties-historiese eksegese maak 'n patroonherkenning moontlik. Die deftige woord, ek dink dit kom uit meer in die rekenaarwêreld, pattern recognition. Dit gee vir ons nuwe geleenthede daarvan, waar ons eers skrif met skrif vergelyk en die patrone herken ook, omdat ons in die eenheid van die skrif dit hoog ag. Want dis deel van wat die histories kritiese metode gedoen het is, alles is in fragmente. Dan kan jy nie patroonherkenning jou enigstens daarop beroep nie. Maar as die skrif 'n eenheid is, dan kan jy. En so kan ons uiteindelik ook allerhande ander bronne raadpleeg, soos die Joodse interpretasies, soos ou nabye Oosterse interpretasies, maar dan sekondêr en kontrolerend eerder as beheerend. En op hierdie wyse is dit ook makliker om verantwoordelik die oomblikke van waarheid uit hierdie ander oorde te waardeer en te inkorporeer. Dit so inleidend, broeders en susters, oor die verleentheid, maar ook die geleentheid, om dan juis 'n boek soos Ester daarop te fokus en te gebruik met 'n ryk verbondshermeneutiek en in ons dag te getuig, om te sê, kyk net watter wonderlike dinge uit die woord kan ontgin word met hierdie benadering.